Voorzitter, die jaar is 2026 en almal is vet met liefde. Selfliefde, liefde vir ons naaste, liefde vir die aarde. Dit is genoeg om van te... Ons wees nou maar reguit met mekaar. Kalverliefde in graad 7 is 'n wonderlike ding. Dit laat my hartjie sing. Maar Carmie, as ons die storie so bekyk, is die liefdestammeletjie taaier as 'n brakpanbreker. Met 'n Benani Pony en Boksburg Crocs. Jammer, Carmie. Ons span sit vandag ons voet neer om te redeneer dat liefde in 'n tiener se lewe alles behalwe maanskyn en rus is. Dis 'n muisnes Van gevaar. Dames en here, ek sal u nie waarsku. Hierdie bekgeveg is nie vir die wat swak van moed of flou van gees is nie. So wees gewaarsku dat gebuite liefde vandag onder die spervuur is. Ek, Kellen, is hier om die absolute belaglikheid van muisneste uit te wys, wat jou toekoms steel. En ek, Tanya, ruk liefde in die bek om hand en tand te redeneer dat liefde altyd teen 'n prys kom. Laastens staan ek Janai, gereed om te bewys dat selfs as liefde wen, jy steeds verloor. En like my, ek is Carmie. Julle toergids hier hierdie wemeling van sterk opinies en hoop informasie om te bewys. Tienerliefde Is 'n muisnes Van gevaar. Kalle, jy staan duidelik gereed om ons sogenaamde toekoms te verdedig. Luister mooi, Carmie. Dames en here, nie net behoort enige graad 7 kind te besig te wees vir hierdie absolute belaglikheid nie, maar ons behoort dit heeltemal te verban. Rarig. Beslis. In die eerste plek maak tienerliefde jou verwond. Ons word dalk geleer dat liefde altyd 'n goeie en selfs edel emosie is. Maar selfs die kenners weet, haartjies spel gevaar. Ons het die sielkundige Henriette Kreer se artikel, Liefde in die laerskool raak geklik. Sy skryf dat tieners dikwels so aanhangseltjies wat hulle sosiale status verhoog, eerder as iemand wie ons asem wegslaan. Die enigste ding wat my asem wegslaan, is die sweetwalms van die grotman in ons klas, wat nog nie spuit goed ontdek het nie. Presies. Vriendskappe bly in die slag en waardes word ongelukkig meer buigbaar as 'n vissertoffie in die son. Tweedens belemmer hierdie tienerliefde jou visie. Ek ken 'n hele paar manne wat skoolwerk, vriendskap en selfs aktiwiteite prysgee, net omdat Prinses Popla. dit nie cool genoeg vind nie. Die artikel, Don't Let Infatuation Cloud Vision, geplaas in die Brain Knowledge sielkunde maandblad, bevestig my punt. Hier skryf terapeut Bruce Miller dat kinders dikwels hul doelwitte prysgee om 'n nuwe liefde na te jaag. Jou nooi is dalk in 'n narkie kelm, maar jou drome is deel van 'n hele vrugteslaai. Geen wonder hulle sê die liefde is blind nie. Ek sê, enige liefde wat jou drome kos, is heeltemal belaglik. Kry jy 'n hond? Sommerige gitsond vir jou, Carmie. Laastens stou tienerliefde jou in jou spore. Ons het dadelik navorsing ingespan en in my ma se Vogue tydskrif staan die antwoord swart op wit. Die artikel, When to Love and Let Go, skryf verhoudingstrainer Michelle Kaplan dat verhoudings ekstra druk, ekstra verantwoordelikheid en ekstra nonsens meebring. Dit kompliseer jou lewe en haal jou oor van die doelpaal af. En met my skedule is ek gelukkig net te besig vir hierdie tipe komplikasie. As jy sukses wil behaal, onthou gerus. Tienerliefde Is 'n muisnes van gevaar. Sies Kelm, jy looi met feite en breek nou sommer my af. Jammer, Carmie. Tanya, ek sien jy's vol genade en wil bewys dat liefde altyd teen 'n prys kom. Dink jy regtig so? O ja, Carmie, die liefde is definitief nie net maanskyn en rose nie, want tiener kats kom teen 'n duur prys. Eerstens kos dit jou geluk en dalk jou lewe. Hoe nou? Lianai, ons is tog so lief
lief daarvoor om ons lewens online te deel. En liefdesoek is geen uitsondering nie. Talle tieners is meer met die aantal verbindings wat hulle op Instagram het in die soeke na liefde, as wat Donald Trump is, oor hoeveel siele Iran bymekaar gemaak het. Volgens 'n artikel geskryf deur die psigiater Tony George in die Psychiatric Times, 28 Mei 2025, kan tieners wat sosiale toepe gebruik maklik vasval in 'n emosionele doolhof van depressie en selfs uitbuiting. Met ander woorde, Tanya, jy betaal met jou emosionele welstand, terwyl jy wag vir jou ridder op 'n wit perd. En dan eindig jy op met 'n gewetelose reeksmoordenaar. Op 'n donkie. Dis duidelik. Online kuis is 'n bom wat wag om te bars. As jy online boer om die liefde te roer, sien jy definitief jou Agterwêreld. volgende betaai met jou skoolpunte. Jou toekoms. Tienerliefde klink so romanties, maar die koste is dikwels jou akademie. Volgens 'n studie deur Esra Sahim, 'n navorser in adolessentontwikkeling, gepubliseer in the International Journal of Adolescence and Youth op www.talentfrancis.com 15 Januarie 2025, toon dit dat romantiese verhoudings onder tieners dikwels laat tot afleiding en verminderde akademiese prestasie. Die navorsers beklemtoon dat tieners se kognitiewe kapasiteit nog ontwikkel en elke ekstra uur wat aan romanse en drama bestee word, direk wegneem vir konsentrasie en leer. Dit klink vir my. Tienerliefde is soos Shakespeare. Baie drama en min logika. Geen wonder my rapport lyk soos 'n tragedie nie. Ja, Carmi, tienerliefde mag tot jou ervarming, maar ons rapport is koud. Dit bring my by my laaste argument. Tienerliefde kos baie rande. Graad 7 liefde is duur. Wees konstante geskenke en die druk om oulik te lyk. Jou bankrekening word vinnig gedreineer deur duur squishamallows, velde sorgroetines en nuwe uitrustings net om sosiaal in te pas en jou crush te beïndruk. Volgens 'n publikasie op 7 April 2026 deur Piper Sandler, 'n vooraanstaande beleggingsbankier op www.pipersandler.com, bereik finansiële druk op tieners in 2025 rekordhoogtes, omdat die koste van troetelgeskenkies en handelsmerke drasties gestyg het. Veral meisies dra swaar las, waar ons sakgeld aan velsogie klere moet bestee. Maar julle, 'n vroutjie moet tog mooi lyk vir haar. Eitjie. Icona Carmi, ek is 'n gebore kapitalis en ek draai elke sent om. Tienerliefde. Is 'n muisnes van gevaar. Dit maak jou so arm soos 'n kerkmuis. Dankie, Tanya. Ek hoor jou. Dankie tog. Ons hoef nie boonop vir hierdie toespraak te betaal nie. Want anders hy vandag se uitstappie duisende rande kos. Liana, jy breek Cupido se spoed deur laastes te bewys dat selfs wanneer die liefde wen, ja, steeds verloor. Ai, Carmi. Ongelukkig het hierdie waarheid meer skop as Pollard. En daar's meer op die spel as 'n gebroke hart. Eerstens, steel tienerliefde jou identiteit. Selfs in graad 7 het ek gesien hoe tieners oornag hul persoonlikheid verander of belangstellings wegsteek net om met jou liefling se goedkeuring weg te dra. Hulle dink net hulle ontvang vriendskap en eindelose liefde. Ja, Tanya. Ek het self die sielkundige Marie de Beer se berig. So stel jy gesonde grense in my ouma se rooi rose van Mei 2025 opgespoor. Sy sê dat soveel as 65% van alle tieners die risiko loop om onder liefde te swyg net om deur jou maat aanvaar te word. Hierdie fopliefde wen dalk in die oomblik. Maar jou identiteit betaal die prys. 1 vir liefde, 0 vir identiteit. Die soektog na wenliefde steel vervolgens jou selfwaarde. Kamma liefde wat deur meer vrypuisies as logika aangedryf word,
Veroorsaak dikwels dat tieners soos ons waarde koppel aan ander se aandag. Hoe gereeld En nie vinnig. hulle terugboodskap. En moenie eers praat van wanneer jy gebloediek word nie. Die kinderterapeut Andre Lemmer skryf op nuusflits.com 21 Januarie 2025 in die artikel: Is dit tienerbye of aandag soek? Dat enige liefde wat gebaseer word op die aanvaarding van ander onvolhoubaar is. Spaar die Taylor Swift huilsessies en pronk met selfvertroue. Laastens, sê oor die gevaarlike muisnes, jou ontwikkeling, so dramaties as wat dit klink, bewys die slim neuroloog Alex Henderson op moms.com op die artikel Love and Development in Teenagers, 14 Mei 2025, dat tieners wat 'n obsessie met ander tot 30% swakker konsentreer en ook 25% minder produktief is. 'n Wenliefde Karmie word ongelukkig nie in die wiskundeklas gebou, waar jy moet fokus en werk nie. Liana, verstaan ek jou reg? Wanneer iets jou fokus steel, jou groei onderdruk en jou toekomsplanne belemmer, is dit verseker nie liefde nie. Dis gevaar. Met ander woorde, dames en here, terwyl die liefde dalk in sy suiwerste vorm edel en selfsprysenswaardig mag wees, bewys julle argumente vandag, en ek moet ongelukkig saamstem, dat Tienerliefde jou verwaand maak. Dit belemmer jou visie en dit hou jou terug. Liefde soek op sosiale media kom teen 'n hoë prys. Jou skoolrapport lyk soos 'n tragedie en dit los soos 'n arm soos 'n kerkmuis. Hierdie muisgespuis steel ook jou identiteit. Dit knak jou selfwaarde en dit steel jou ontwikkeling. So liewe spanmaats, vergeet van die vlinders in jou maag. Drink eenheids vir daai soeibrand. En as jy ooit, en ek meen ooit, lus voel om verlief te raak, sit en wag vir die gevoel om verby te gaan. Want tienerliefde Is 'n muisnes van gevaar. Yes!